Goeiemiddag en baie welkom by nog 'n episode van Praag TV. En vandag is eintlik 'n besondere dag in ons geskiedenis want dit is die 200-jarige viering van Paul Kruger se geboortedag op 10 Oktober 1825. En ek is hier in Pretoria by die Paul Kruger Kerk wat in sy tyd gebou is. Jy ken dit waarskynlik hier reg oorkant is die Paul Kruger huis waar hy gewoon het. En ons het sopas 'n funksie hier bygewoon waar ons ook toespraak van Andries Breitenbach gehoor het, as ook 'n diens wat gelei is deur Cassie Oukamp wat voorheen ook parlementslid was vir die Afrikaner Eenheidsbeweging. Wat maak hierdie dag so belangrik? In die eerste instansie natuurlik dink ek dat Paul Kruger was een van die grootste leiers, indien nie die grootste leier wat hierdie land nog ooit opgelewer het, en uiteraard die grootste Afrikaner leier van hulle almal. Terloops, ek gaan hier onder in die beskrywing ook skakel plaas na die Paul Kruger biografie wat ons 'n paar jaar gelede uitgegee het. Fantastiese boek deur meneer D.W. Kruger of Dr. D.W. Kruger wat sy hele lewensverhaal vertel van die begin tot heel aan die einde. Toe hy gesterf het in Clarence in Switserland, so 'n paar jaar gelede was ek ook natuurlik daar in Switserland by die plek waar hy gesterf het. En ek het daar ook so 'n klein video opgeneem wat jy iewers hier op die kanaal sal vind. Ek dink ek sal 'n skakel daarna ook in die beskrywing plaas. Wat opvallend was ook van Kruger se hele lewe is die geweldige invloed wat hy nie net gehad het op Afrikaners in Suid-Afrika en veral in die Transvaal of die ou ZAR Suid-Afrikaanse Republiek nie, maar ook op mense die hele wêreld deur, want in ons stryd teen die Britse Ryk wat tydens die 19de eeu gewoed het Kruger die hele wêreld se verbeelding aangegryp, dermate dat Otto von Bismarck daar in die 1880s gesê het, toe hulle hom gevra het, wie dink hy is die grootste leier van almal op aarde, het hy gesê, wel, ek sou kan dink aan myself of aan Cavour van Italië, maar vir my is die grootste leier Paul Kruger daar in Suid-Afrika. Nie omdat hy oor 'n groot weermag beskik nie omdat hy oor 'n magtige staat beskik nie, maar suiwer vanuit die genialiteit van sy leierskap. En dit het Bismarck gesê destyds op 'n tydstip toe die ou Pryse na die Franco-Prysiese oorlog van 1871 eintlik die magtigste staat op daardie stadium in die hele Europa was. En hy het gemeen dat Paul Kruger was die mees geniale leier destyds op daardie stadium. Die ander dinge natuurlik wat ons aangryp van Kruger is die feit dat hy uit so voortdurend eenheid onder Afrikaners nagestreef en meneer Andries Breitenbach het ook 'n staaltjie vertel waar daar was, ek dink, tieners wat besig was om kleilaat te gooi en een van hulle het 'n kleilaat gegooi na ek dink dit was wie was dit gewees, in Piet Joubert of iemand, en toe Paul Kruger gesê, nee, jy selfs al ondersteun ek hom nie, gooi jy nie 'n kleilaat na 'n Afrikaner leier nie. En ek dink dit verskil so van wat sedertdien gebeur het, dat ons bereid is om klippe na mekaar te gooi, en Paul Kruger het voortdurend ons in die indruk gebring dat ons eenheid onder ons mense behoort na te streef. Maar die hele verhaal van sy opkoms en sy stryd en al die oorloë wat hy gevoer het, sowel teen die swart stamme as toe later teen Brittanje in die Eerste en die Tweede Vryheidsoorlog, sy uiteindelike afsterwe in 1904 in Clarence in Switserland, dit is alles so aangrypend en dit is regtig nie te werd om 'n mens daarin te verdiep en skaf dus gerus die boek aan, maar wees ook deel van hierdie viering, 200 jaar van Paul Kruger, en soos iemand ook nou vandag opgemerk het,
nie net staan Paul Creer se standbeeld nog steeds hier op Kerkplein in Pretoria nie, net so 'n paar blokke hier vandaan nie, maar daar is nou ook 'n replika, 'n lewensgrootte replika van daardie standbeeld wat op Orania in die ou Kaap-provinsie opgerig is. Met ander woorde, Creer se invloed strek as ware oor die hele Suid-Afrika, maar ook oor die hele wêreld. Want hy word selfs in Amerika, ek was in Amerika al gewees en almal weet van Paul Creer, almal is baie nuuskierig oor hom. En trouens, dit sou 'n goeie idee wees vir ons om eintlik sy biografie ook in Engels te vertaal en in ander tale in Europa, want ek dink daar is nog steeds 'n wêreldwye belangstelling in wie en wat Paul Creer was. Dankie as jy tot hier geluister het en nie vergeet om die kanaal in te teken nie en kyk gerus na die biografie hieronder in die beskrywing.